gaan vir julle wys hoe om 'n potbrood buite op die vuur te maak. Ons gaan die brood in 'n swart pot bak. Op sy deksel staan 'n 10, so ek weet nie of mense dit 'n nommer 10 pot noem nie, maar dis waarna ons die brood gaan bak. Ek het 'n kilogram meel of 7 koppies meel. Ek het 2 teelepels suiker, 3 teelepels sout. Ek het 'n liter lou warm water, dis warm want my meel is baie koud vanmôre. So normaalweg sal ek net lou warm water gebruik. Dan het ek 'n pakkie kitsgis en ek het olie om dit mee af te werk. Ek gaan begin deur die suiker en die sout en die kitsgis oor my meel te strooi en dit dan net met my hand bietjie te meng. Nou gooi ek my water so in 'n gaatjie wat ek hier in my bak gemaak het. En roer dit so met jou vingers tot al die meel weg is. Vir my nog bietjie droog, gooi maar water bietjies by. Ons het in 'n huis groot geword waar my ma elke Saterdag brood gebak het. En Vrydag aand is daai brood geknie en dan die oudste kind wat in die huis was, moes altyd daai skottel deeg, sy 12,5 kilogram meel. Elke Vrydag aand het ons dit geknie. En dan Saterdagoggend, dan sy dit in die panne gesit en dan het ons vetkoek geëet van die oorblywende stukkie deeg. Dan is daar vuur gemaak in 'n buiteoond en die brode is buite in 'n buiteoond gebak. Dan sit die hele week se brood, 'n brood vir elke dag. So volgende Vrydag aand is die ritueel weer herhaal. So ek het vir 2 jaar elke Vrydag aand die brode geknie. So toe ek uit die huis uitgaan, was ek so teë op broodbak dat ek dit glad nie meer wou doen nie. Nou, na 40 jaar getroude lewe, nou geniet ek dit weer om brood te bak. Okay, my deeg is nou, my meel is alles weg, my deeg is gemeng. So, dis genoeg water. So ek gaan nou vir my 'n plekkie hier voor my skoon maak, waar ek bietjie olie gaan smeer en dan gaan ek die deeg hierso voor my knie. Die bak is redelik skoon, soos julle kan sien. Ek gaan dit ten minste so 5 minute knie, laat dit glad word. Hier kan julle sien, is 'n baie grove tekstuur nog. Vrydag aande 10:00 het my pa my kom roep, gevra wil ek nie net vir hulle kom die brood nie. So, dan's ek redelik opgeklits daaroor. Elke Vrydag aand, elke Saterdagoggend as hy die deeg, die lappie afhaal en die deeg staan so bol gereis oor die bak. Dan sê hy, ja, mens kan weer sien wie was bemoerd gisterand toe hulle hierdie deeg moes knie. Okay, hulle is reg, so ek vat al die puntjies, vou hulle in, by mekaar, smeer my bietjie olie bo-oor, smeer olie in my bak, en dan sit ek die bolletjie deeg in my bak. Jy kan enige tyd dit in die skotteltjie ook nie, dis vir my net makliker om die deegie uit te gooi en voor my op die tafel mee te werk. Ek sit 'n plastiek sakkie oor, maar vandag is koud in Pretoria, so ek dink ek gaan 'n warmwatersak vat en hom onder sit, my deeg op dit sit en 'n fisiese kombers bo-oor gooi, dat hy net so bietjie hitte kry. Ek dink is soos 20 grade vandag by ons, so dis 'n skoel. Dis nie Pretoria se normale hitte nie. As die son geskyn het, kon ek hom nou in 'n swart sak gesit het en iewers buite gaan neersit het, maar dis bewolk. Daarom gaan ons hom maar in die bed sit. My deeg het nou omtrent 'n uur en 'n half gereis.
Ons het dit op 'n warmwatersak mooi onder 'n kombers gaan toemaak en kyk hoe vol is hy. So ek gaan dit nou afvou en dan gaan ek dit in my pot sit. Dit lyk vir my bietjie baie vir my pot. So, jy kan sien hoe klein het hy nou geword. So, net so optel. Mooi rond maak bo en hom in my pot sit. Ek smeer weer bietjie olie bo op, maar hy kan 'n entjie rys soos julle kan sien. Ek het my pot gesmeer met margarine, lekker dik tot op die rande, so hy behoort nie vas te brand nie. Ek vertrou nie baie sprei en koek nie, so ek gebruik maar die gewone bakmargarine om my pot mee te smeer voor ek die deeg ingesit het. Ek gaan hom nou weer toemaak met my plastiekie en ek gaan hom ook nou daar onder die kombers gaan insit op die warmwatersak. Hy behoort nou net so 45 minute tot 'n uur te rys en dan sal hy reg wees dat ons hom op die vuur kan gaan sit. Hy het omtrent nou maar 'n halfuur gerys, maar ons bak hom met die deksel op, so ek dink ek moet hom op die vuur gaan sit. Dit gee ons dan so 'n klein spasietjie nog hier na die deksel toe wat hy kan rys en aan die kante. Onthou net om jou deksel ook met margarine te smeer, want hy gaan definitief teen hom vas rys. En as jy hom nie smeer nie, dan sit hy verskriklik vas aan die deksel. Ek sit hom nou hier op. Nou pak ek van hierdie koeltjies hier onder. Ek gaan nou die rooster laat sak. Ek het 9 kole onder. Ek gaan nog hier aan die kant ook 'n koeltjie sit. En dan bo op die dekseltjie gaan ek net so in die ronde ook 'n koel pak. Ek het nou gesê my pa het in 'n buiteoond vuur gemaak. Nou die oond, as ek reg onthou, kon 12 van die groot panne wat sulke groot brode gebak het, kon hy vat. Nou my pa het net met houtvuur gemaak. Pas die kole nou uitgebrand het, toe die hout uitgebrand het en hulle krap die kole uit, dan het my pa sy hand so in die oond ingesteek. Dan sê hy, nee, hy is te warm. Dan wag hulle so 15 minute, 20 minute, dan voel hy weer en sê hy, ja, hulle is nou reg. Ek weet nie hoekom die 10 minute so baie spesiaal was nie, maar dit moes 'n uur en 10 minute gebak het. Partykeer was die oond net reg en dan na 'n uur en 10 minute as hulle dit uithaal, is dit pragtige brode. As ek sê na 'n halfuur het hy gaan voel. As die brood dan al baie bruin was bo of donker was bo, dan het hulle die koerantpapiere so van voor af so, die deurtjie was net so groot, 'n potysterdeurtjie wat in die oond gebou was. So dan het hulle die koerantpapiere so opgerol en ingesit en oopgerol, dat dit oor al die brode gelê het. Dis soos ek groot geword het met broodbak. Ons deeg is besig om uit die pot uit te klim, kyk hoe lig hy die deksel op maar net sowel ek het die deksel gesmeer. Sorg maar altyd dat hier 'n koeltjie is, want na so 'n halfuur moet ons weer 'n koeltjie bysit, sodat jy altyd kole het wat gereed is. Terwyl ons nou die lekker kole het, het ons besluit om sommer 'n stukkie wors gou te braai. So ons gaan net gou die potjie lig, laat ons die kole onder kan inkry. As dit lyk reg, nou net die potjie laat sak. En dan kan ons 'n stukkie wors bysit. Ek dink dit is reg. Daar is ons potjie en wors aan die gang. Hulle lyk baie lekker. Dit lyk nie of ons vandag in die tuin gaan eet nie, die weer wil net nie saamspeel nie. So ons gaan nou oppak en dan sien ons julle weer in die kombuis.
Die brood het nou vir 'n uur gebak. Dis soos hy lyk. Ek gaan hom nou uitgooi. Ons kyk of hy vassit. Ek gaan hom so met 'n stukkie botter smeer. As hy nou net so 'n bietjie afgekoel het, gaan ons hom eet. Ek gaan hom eers in die helfte sny en dan klein snytjies sny, want hy's bietjie groot so om te hanteer. Dit is ons middagete vir vandag. 'n Lekker sny potbrood en 'n stukkie braaivleisvors. Wat kan nou beter wees? Daar in die bosveld, daar wil ek bly. Daar deur in die bosveld, daar's rus vir my. Deur heen die gedreef.